Suid-Afrika is 'n moeilike land om in te woon. Die land sukkel met kapitaaltekorte, gebrek aan geld, swak dienslewering, hoë inflasie, kragonderbrekings, stygende koste, werkloosheid, armoede en hoë misdaadsyfers. Daar kan wel iets gedoen word om Suid-Afrika weer op 'n pad na groei te plaas. Dit is die koöperatiewe lewenswyse. Dit is die strategie waar gemeenskappe in Suid-Afrika weer beheer neem oor hul toekoms en hul gemeenskappe verbeter. Daar is 'n oplossing. Reg oor die wêreld los gemeenskappe hul dringende probleme op deur koöperatiewe te vorm wat dit aanspreek en dit dan self aan te pak en reg te stel. Baie probleme kan opgelos word deur spanwerk, deur te deel, en gemeenskapsaksie, en samewerking. Koöperatiewe is sterk robuuste organisasies wat aan die lede behoort, waar oplossings gevind word deur duur en skaars hulpbronne te deel met mekaar. Die deel van bates, deur vaardighede te deel, die deel van lewensruimtes, om geleenthede met mekaar te deel, om skaars hulpbronne te deel, deur deel te neem aan sekuriteitsoplossings, deur werk te deel, om gereedskap te deel, deur vervoer te deel, deur saam opleiding te doen, deur kos te deel, om aan energieoplossings deel te neem. Laat ons gou verduidelik wat 'n koöperatief is. 'n Koöperatief is 'n wettige besigheidsvorm wat behoort aan sy lede, wat werk op 'n een-man-een-stem beginsel, wat fokus op die deel van skaars en duur hulpbronne. Dit is gebaseer op sterk en belangrike beginsels. Dit is vrywillige en oop lidmaatskap, demokratiese ledebeheer, die lede se ekonomiese deelname, die autonomiteit en onafhanklikheid van die koöperatief, opvoeding, opleiding en vrye deel van inligting, die samewerking tussen koöperatiewe, gemeenskapsbetrokkenheid en deelname. Koöperatiewe het sterk waardes wat hul sukses waarborg. Dit is selfhulp, eie verantwoordelikheid, demokrasie, gelykheid, aandeelhouding, solidariteit, eerlikheid, deursigtigheid, sosiale verantwoordelikheid, omgee vir ander. Suid-Afrika is ver agter met koöperatiewe ontwikkeling. Dit terwyl die ekonomiese toestand van die land se burgers vinnig verswak. Die tyd vir koöperatiewe het aangebreek. Vinnige en daadwerklike ontwikkeling is noodsaaklik. Daar word 'n snelle daadkragtige aksie benodig. Hierdie versnelde strategie steun op 5 versnellers. Die eerste een is die konsep van die meesterkoöperatief. Die tweede versneller is geleë in maksimum ondersteuning van koöperatiewe. Die derde versnelling is deur snelle impak van plaaslike en nasionale ontplooiing. Die vierde versneller is die vinnige skep van infrastruktuur wat die koöperasies benodig. Die vyfde versneller is die totale eienaarskap van die lede en die koöperasie self in die infrastruktuur wat vir hul gevestig word. Daar is baie tipes koöperatiewe in die wêreld. Partysoorte is meer gewild as ander en mag verskil van mekaar volgens die behoeftes van die gemeenskappe wat hulle bedien en die gewildheid van hul voordele. Laat ons die meer gewildes aan u bekendstel. Finansiële koöperasies is baie bekend reg oor die wêreld. In westerse lande staan hulle bekend as kredietunies. In Europa word hulle ook Raiffeisenbanke genoem. Finansiële koöperasies mobiliseer gemeenskapskapitaal deur spaar en leen voordele aan lede te bied en word so die anker vir gemeenskapsontwikkeling. In voedselkoöperasies werk lede saam om vars produkte en kos in groot maat aan te koop en verkieslik ook van plaaslike produsente. Dit word dan in mandjies verpak volgens lede keuses en by hul huise afgelewer. Dit skep voedselsekuriteit terwyl die lede baie bespaar op die koste van voedsel. Baie voedselkoöperasies open ook koöperasiewinkels in hul gemeenskappe. Transportkoöperasies fokus op vervoeroplossings in hul gemeenskap.
Basies bestaan dit uit 'n pool van verskillende nutsvoertuie waarvan al die lede mede-eienaars is. Lede kan dan die voertuie gebruik soos wat hulle dit benodig. Dit verskaf mobiliteit aan die gemeenskap teen baie lae koste van eienaarskap. Lewensruimtekoöperasies is gewild omdat dit toegang gee tot verskeie soorte ruimtes vir ontspanning, sport, avontuur en gerief. Voorbeelde hiervan is openluggimnasiums, sportvelde, speelparke vir kinders, staproetes, kampeerplekke en fietsrybane. Sekuriteitskoöperasies se doel is om gemeenskappe veiliger te maak deur samewerking. Hulle kan mekaar help deur hulle wonings en besighede veiliger te maak en te verhard. Deur noodvoertuie en uitrusting te deel en deur veiligheids- en paratheidsopleiding te doen. Hulle kan ook geslote baankameras en radionetwerke ontplooi. Meeste van die energieprojekte in die wêreld word deur koöperasies onderneem. Deur saam te werk kan mikronetwerke geïmplementeer word en ook heeltemal losstaande netwerke gevestig word. Sonplase en ander alternatiewe energieprojekte kan ook onderneem word vir betroubare energieverskaffing. Tydbanke is gewild in baie lande. Lede kan hul vaardighede in eenhede van ure deponeer en dan iemand anders se vaardighede onttrek. Op hierdie wyse ondersteun die gemeenskap mekaar met hul vaardighede sonder om daarvoor te betaal. Dit skep 'n alternatiewe betaalmiddel wat almal toegang gee tot dienste. Manneskiere is die snelgroeiendste tipe koöperasie op die oomblik. Dit is basiese gemeenskapswerkswinkel waar mans kan ontmoete projekte onderneem, nutswerk doen en gemeenskapsprojekte ondersteun. Dit het bekend geword dat manneskiere 'n baie heilsame uitwerking het op die gesondheid van hul lede en manneskierlede 'n langer lewensverwagting het. Manneskiere kan ook 'n gereedskapsbank skep waar die gemeenskap gereedskap kan leen. Kantoordeelkoöperasies bied aan hulle lede hoë kwaliteit kantore op 'n betaal soos jy gebruik basis. Dit bied raadsale, lesingkamers, 'n kafeteria, gevorderde kantoortoerusting en fasiliteite teen baie lae koste. So bied dit aan klein ondernemings kostevoordele. Winkeldeel- en stoordeelkoöperasies is ook gewild. Daar is verskillende soorte behuisingskoöperasies. Dit kan wissel van kommunes tot deelboukoöperasies. Lede voeg hul vaardighede, talente, gereedskap en tyd saam en verbeter of bou mekaar se wonings. Sulke koöperasies was instrumenteel in die heropbou van Europa na die Wêreldoorlog. Dit is 'n kragtige welvaartskepende koöperasie. Daar is verskillende benaderings tot tuinboukoöperasies. In die ou dae het mens gemeenskapsgronde buite dorpe gekry waar inwoners kon groente kweek vir hul eie gebruik. Deesdae word stedelike boerdery gewild. Stedelinge wil graag meer selfversorgend word deur self te plant en te oes. Mooi tuine is ook gewild. 'n Tuinboukoöperasie kan baie help om sulke tuinbouers se probleme op te los. Die vreeskoolkoöperasie is 'n baie ou konsep. Hierdie tipe van skool of opleiding was gebruik tydens oorlog en selfs godsdienstige vervolging. Dit is 'n gedesentraliseerde klaskamerkonsep waar onafhanklike onderwysers kontrakteer met 'n ouer-studente-koöperasie om die beste opvoedingsproses te bied. Nuwe afstandonderrig tegnologie dra baie by tot die kwaliteit van sulke onderrig in die moderne tyd. Daar is verskillende benaderings tot mediese koöperasies. In party lande is dit groot organisasies en in ander heelwat kleiner. Die dokter-pasiënt-konsep is baie gewild in die Verenigde State. In hierdie konsep kontrakteer die koöperasie met 'n mediese span wat daarop fokus om die welstand van die lede te ondersteun. Dit lei tot 'n voorkomende benadering en so word baie mediese kostes vermy. Ander benaderings is om kroniese medisyne aankope in groot maat te doen en ook prostesebanke te vorm. Primêre gesondheidsklinieke is nog 'n benadering en ook tuisversorging met behulp van tegnologie. Werkerskoöperasies kan die eienaars word van die onderneming waarvoor hulle werk as die eienaar bereid is om dit aan hulle te verkoop. Onafhanklike werkers kan ook 'n koöperasie vorm om vir groot projekte te tender. Deur hul samewerking skep hulle 'n kragtige werkersgeoriënteerde onderneming wat baie kompeterend kan wees in die mark.
Wêreldwyd dryf sulke koöperasies werkloosheid af en is kragtige koöperasies wat inkomste bied vir hul lede. Die Meesterkoöperasie is die meesterplan vir die versnelling van koöperasieontwikkeling in Suid-Afrika. Dit is geskoei op die beginsel dat 'n koöperasielid by enige van hierdie koöperasies kan toegang kry tot hul voordele sonder om ledegelde te betaal by elkeen. Die verskillende koöperasies bied aan die Meesterkoöperasie konsessies om die lede mee te bedien. Op hierdie manier kan die lid sy deelname aan die koöperasiebeweging volgens sy behoeftes struktureer en sodoende maksimum voordeel geniet. So kan elke gemeenskap onmiddellike kragtige opheffing van hul gemeenskappe bewerkstellig. Die tweede versneller van die ontplooiingsstrategie is om aan koöperatiewe maksimum steun te bied. Enige koöperasie wat begin het baie uitdagings om te oorkom. Dit strek vanaf kapitaalmobilisering, gebrek aan kennis, kontantvloeiprobleme, struktuurskepping, prosedures, foute en stywe teikendatums. Deur alle administrasie te sentraliseer by 'n nie winsgewende professionele administrasiemaatskappy wat ook aan die lede behoort, sal hierdie uitdagings oorkom word. Die koöperasie kan fokus op sy missie terwyl al die generiese rompslomp uitgekontrakteer is. Die sentrale generiese bestuursdienste waarvan die koöperatiewe gebruik kan maak is: sentrale lederegister en steun vir 'n uitnemende lede-ervaring. Bestuur van die totale verskaffingsketting vanaf aankope, vervoer, stoor tot eindgebruik. Die volle spektrum van bemarking ten opsigte van ledewerwing, gemeenskapsbetrokkenheid tot handelsmerkbevordering. Totale infrastruktuur, administrasie en onderhoud. Tegnologie en sagte ware ontwikkeling vanaf aanvang tot met finale gebruikerssatisfaksie. Transaksietegnologie oplossings soos betaalstelsels, debietorderverhalings en werksaanmelding. Verteenwoordiging en bevordering van verhoudings op plaaslike, streeks, nasionale en internasionale vlak. Insluitende goeie verhoudings met reguleerders. Geografiese steundienste soos voertuigrit, monitering, kaarte, padbystand en oornagfasiliteite. Menslike hulpbronne bestuur vanaf werwing tot met aftrede. Totale opleidingsbestuur vanaf ledesteun tot direksieopleiding. Rekenkundige en auditdienste insluitende kwaliteitsaudits. Om 'n skielike impak te bewerkstellig sal koöperasies baie vinnig reg deur Suid-Afrika ontplooi moet word. Dit kan bereik word deur die ontwikkeling van 'n modelkoöperasie van elke tipe sodat dit baie vinnig ontplooi kan word by elke punt van teenwoordigheid. Die sleutelwoorde wat hierdie poging sal dryf is identifiseer, inlig, insluit, inspireer en instruksie. Koöperasies word gevorm deur gemotiveerde persone met 'n passie vir hul gemeenskappe. Hierdie sleutelpersone sal geïdentifiseer word deur die belangrike deelhouers. Hulle sal gekontak word en ingelig word van die projek en sal ingesluit word deur hul uit te nooi om betrokke te raak en as leiers op te tree. As u glo dat u so 'n persoon is, word u genooi om ons dadelik te kontak en aan te meld. U sal ingesluit word in hierdie projek deur u 'n medestigter te maak van die projek deur 'n ontwikkelingstoegif wat u 'n aandeelhouer sal maak in die sleutelondernemings wat hierdie projek dryf. U sal geïnspireer word om die leiding te neem in u gemeenskap om 'n bekwame span te vorm wat die koöperatief in u gemeenskap sal vorm. U sal instruksie ontvang oor die stig en registrasie van u koöperasie en hoe om soveel as moontlik lede van die gemeenskap in die koöperasie te betrek. Die proses begin met die modelkoöperasie. Dan sal provinsiale meesterkoöperasies geaktiveer word. In elke provinsie sal 'n meesterkoöperatief geaktiveer word in elke streek.
Van die koöperasies benodig infrastruktuur om goeie diens aan hul lede te kan bied. Om hierdie infrastruktuur te skep sal ook versnel word. Finansiële koöperatiewe benodig kassiere en konsultasiefasiliteite. Transportkoöperasies benodig werkswinkels. Manneskiere benodig ook werkswinkels. Voedselkoöperasies benodig koelkamers. Alle koöperasies benodig raadsale. Vinnige infrastruktuurontplooiing sal gedoen word deur modulêre eenhede te ontwerp wat baie vinnig ontplooi kan word. Soos wat die meester koöperatief ontwikkel sal meer en meer van hierdie modules bygevoeg word. Om die infrastruktuur te skep sal die konsep van modulêre ontwerp gesteun word deur massa deelnemende aksie deur plaaslike vaardighede en maatskappye te gebruik om met die oprigting te help. Die konsep van koöperasies wat koöperasies ondersteun sal toegepas word. Finansiële koöperasies sal help met finansiering, werkerskoöperasies en tydbanke sal arbeid verskaf en transportkoöperasies die vervoer. Energie sal voorsien word deur energiekoöperasies. Snel ontplooiing is effektief as die deelnemers eienaarskap kry in dit wat hulle skep. As in beginsel beskerm koöperasies hulle onafhanklikheid. Hulle sal eienaars wees van hulle koöperasies, maar nooit besit word deur ander entiteite nie. Elke lid sal aandele hê in sy primêre koöperatief. Primêre koöperatiewe sal aandele besit in sekondêre en tersiêre koöperatiewe. Lede en koöperasies sal aandele besit in die nie winsgewende bestuursmaatskappy. Die lede en koöperatiewe sal die koöperasie alliansie besit. Die lede en koöperatiewe sal aandele besit in die emotiewe groep van maatskappye. Die koöperatiewe sal die infrastruktuur besit wat hulle gebruik. Die koöperatiewe en die lede sal die Verenigde Gemeenskappe stelsel besit.